Kom ons luister na die woord van die Here. Matteus 26, vers 36 tot 46. Jesus in Getsemane. Daarna kom Jesus met sy disippels by 'n plek met die naam Getsemane. En hy sê vir hulle, sit hier terwyl ek daar gaan bid. Hy het vir Petrus en die twee seuns van Zebedeus saamgeneem. Toe het hy bedroef en beangs geword en vir hulle gesê, ek voel doodsbenoud, bly hier en waak saam met my. Hy het 'n entjie verder gegaan en daar gekniel met sy gesig teen die grond en gebid. My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan. Moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos U wil. Daarna kom hy na die disippels toe terug en hy kry hulle aan die slaap. Hy sê toe vir Petrus, kon julle nie eers 1 uur lank saam met my waak nie? Waak en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak. 'n tweede keer het hy gaan bid en gesê, my Vader, as hierdie lydensbeker nie by my verby gaan sonder dat ek dit drink nie, laat U wil geskied. Hy kom toe terug, hy kry hulle weer aan die slaap. Van die vaak kon hulle nie hulle oë oophou nie. Hy het hulle weer alleen laat bly en 'n derde keer gaan bid en dieselfde woorde gesê. Toe kom hy na die disippels toe terug en hy sê vir hulle, slaap en rus julle nog. Die uur het gekom, die seun van die mens word in die hande van sondaars oorgegee. Staan op, kom ons loop, kyk die man wat my verraai is hier naby. Goeiemôre almal. Wat 'n voorreg om weer hier by julle te kan wees. Is altyd lekker in die mooi Nysna. Ons sê tyd van lent. Dit is die tydperk wat in die kerkekalender bekend staan as die 40 dae voor Pasen. 'n Tydperk van 'n gefokus wees wat oploop na die opbou na wat Jesus kom doen het vir ons. Dis eintlik dieselfde patroon wat ons kan sien in die hele skrif. Die skrif vir dieselfde patroon. Alles bou op na die oomblik wat Jesus hier beleef het, net voor die kruis. Dieselfde oomblik wat opbou na Jesus na die kruis toe. Nou in die evangelies, die 4 eerste boeke in die Nuwe Testament, is daar altesaam 89 hoofstukke. Van daai 89 hoofstukke is daar 4 hoofstukke wat afspeel die tydperk van Jesus se geboorte tot en met die ouderdom van 30 van Jesus se lewe. Net 4 hoofstukke. Dis al wat ons kan lees in die evangelies in totaal oor daai eerste 30 jaar van Jesus se lewe. Van die volgende 85 hoofstukke wat dan oorbly, beskryf dit vir ons die laaste 3 jaar van Jesus se lewe op aarde. Van daai 85 hoofstukke van wat handel oor Jesus se laaste 3 jaar van sy lewe, is 29 hoofstukke wat vir ons vertel van die laaste week van Jesus se lewe. En 13 van daai 29 hoofstukke wat oorbly, 13 van die 85 hoofstukke wat oorbly vir die laaste 3 jaar, vertel ons 13 hoofstukke vir ons van die laaste 24 uur van Jesus se lewe op aarde. Dis asof die hele Bybel doen wat by lent gebeur. Die hele Bybel begin ons fokus op hierdie oomblik. Alles kulmineer na hierdie oomblik toe wat hier nou gaan plaasvind op hierdie oomblik. Dis asof tyd begin stadig loop. Dit alles bou op na hierdie groot oomblik van die groot versoeningswerk wat Jesus kom doen. Ek hou van wat William Graves gesê het. Hy het gesê, cut the Bible anywhere and it bleeds. Anywhere. Hy sê, maak nie saak waar jy in die Bybel lees nie. Dit vertel vir ons van die versoeningswerk wat Jesus kom doen en wat hy gaan doen. Hy vertel ons oral waar ons lees, is die opbou na hierdie oomblik toe wat nou hier gaan gebeur, wat nou hier gaan plaasvind. Die hele Bybel vertel hierdie storie. Die hele Bybel het dieselfde patroon as wat lent het. Kom ons raak gefokus op wat ons nou net
geniet het, hierdie nagmaal wat ons gebruik het. Kom ons fokus op dit. Kom ons word stil rondom dit. En wat is hierdie versoeningswerk? Die versoeningswerk is, Jesus het gesterf vir jou sondes. Nou, dit is 'n sinnetjie, hierdie paar woorde, Jesus het gesterf vir jou sondes. Hierdie 6 woorde, is woorde wat ons al baie gehoor het, maar ook al baie gesê het. Het jy dit al baie gehoor? Jy het al baie in kerke dit gehoor, jy het dit in sonnaskool gehoor, jy het in skool gehoor, Jesus het gesterf vir jou sondes. Jy het dit ook seker al baie vir mense gesê, Jesus het gesterf vir jou sondes. En dit is die waarste woorde wat seker nog ooit bestaan het. Maar hierdie woorde het algemeen geword. Dit het 'n woorde geword wat ons so baie sê. Dit het amper 'n slogan geword vir die Christen, vir Christene om te sê, Jesus het gesterf vir jou sondes. Maar dit het algemeen geword. Dis asof hierdie woorde, as ons dit sê, jou nie meer ruk in jou binneste soos wat dit jou hoort te ruk nie. Dit moet iets aan jou binneste doen as jy hierdie hoor, Jesus het gesterf vir jou sondes. Dit moet iets aan jou doen. En dis die rede dat ons kan sien, hoekom die evangelie dit maak, hoekom alles opbou na hierdie oomblik toe, want alles word gekondenseer en word opgebou na hierdie oomblik toe. En dit het begin in hierdie oomblik waar ons vandag praat, wat ons nou net van gelees het, hierdie oomblik waar Jesus in die tuin van Getsemane is, dis waar die versoeningswerk begin het. In hierdie oomblik, in hierdie tuin, dis asof tyd begin stadig loop het. Dis asof dit al hoe stadiger begin loop, en ons al hoe meer detail vir ons. Van hierdie oomblik in die tuin, tot op die kruisiging, is asof alles begin stadig loop. Getsemane is 'n tuin. Die lewe, soos ek en jy dit ken, het ook begin in 'n tuin. As ons dink daar in die tuin van Eden. En as gevolg van 'n besluit in die eerste tuin, is ek en jy verdoem. En daarom, vir die besluit wat gemaak is in daai eerste tuin, het ons die versoeningswerk nodig wat Jesus kom doen het vir ons. Maar nou, ewe skielik, is ons weer in 'n tuin. Hierdie keer in die tuin van Getsemane. Maar hierdie keer wat gebeur in hierdie tuin is heeltemal anderste. Want Jesus is nie soos die eerste Adam nie. Want die eerste Adam het weggehardloop van God af. En weggekruip van God af. En nie God se leiding geaanvaar in sy lewe nie. Maar Jesus doen iets anderste. Jesus bid in hierdie tuin. 'n rou, eerlike, menslike gebed na die Vader toe. En hy gee homself oor. En dit verander alles. En as gevolg van hierdie gebed wat Jesus bid in hierdie tuin, is daar vir ons 'n hoop. Want in Openbaring lees ons van 'n tuin wat gaan kom. 'n nuwe tuin, 'n verheerlikte tuin, 'n wonderlike tuin van genade, 'n tuin wat ons weer in die teenwoordigheid van God gaan wees. En as gevolg van die werk wat hier gebeur het in die tuin tussen tuine, kan ons uitsien na wat ons vir ons voorlê. So ons is nou hier in die tuin van Getsemane. Dis 'n heilige uur, toe ons Messias gewys het, hoe dit is om te buig voor die Vader en homself oor te gee, om gehoorsaam te wees, al kos dit wat. By hom leer ons iets van buig. By hom leer ons van om te buig, selfs as ek my eie wil neerlê en sê, ek buig en ek lê my eie wil neer. En dis waar ons vandag dink. So kan ek gou vir jou vra om jou oë vir 'n oomblik te sluit? Dan vra ons Here om ons te help volgend. Here, u woord is wonderlik. U woord lei ons, u woord rig ons. Here, en vanoggend bid ek, dat hierdie oomblik wat ons nou saam gaan beleef, waar ons gaan kyk na hierdie oomblik wat u beleef het daar in die tuin van Getsemane. Here, mag hierdie waarheid ons weer ruk hier diep in ons binneste. Mag hierdie waarheid, maar as ons hier uitstap vandag, mag hierdie waarheid iets wees wat sê, hierdie verander alles. Ek kan nie net aanhou soos wat ek aanhou nie, hierdie verander
alles. Here, mag U woorde diep in ons lewens kom praat vanoggend. In Jesus se naam. Amen. So Jesus en sy disippels is in hierdie tuin, die tuin van Getsemane. Nou die tuin van Getsemane was 'n olyfboord. Daar was 'n klomp olyfbome gewees. En die woord Getsemane beteken letterlik, as jy dit gaan vertaal, is olyfpers. Dis 'n plek waar hulle olyfolie gemaak het. So daar was 'n klomp olyfbome gewees en natuurlik ook 'n olyfpers. Nou 'n olyfpers was 'n implement gewees wat twee sulke groot ronde stene gehad het wat bo op mekaar is. En die onderste steen het sulke gleefies in gehad wat alles kulmineer na een plek toe waar daar 'n groot bak is. Dan word daar olywe op die onderste steen neergesit en 'n groot, baie swaar klip word bo dit gesit. En dan word die groot boonste klip gedraai en dit verbrysel hierdie olywe. Dit sit ongelooflike druk op hierdie olywe sodat olie na vore kan kom. Nou natuurlik in enige iets is die belangrikste gedeelte van 'n olyf is natuurlik die olie. Dis die duurste en die mees belangrikste gedeelte van die olyf. En dit kan alleenlik uitkom deur verskriklik baie druk wat geplaas word, 'n verbrysel wat moet plaasvind in hierdie olyfpers. So en die mense van die tyd het dit geken. Hulle het geweet, so hulle sal sê maar op 'n Saterdagmiddag al by die huis sit en sê, "O, julle, ons olyfolie is amper op. Ons 'n bietjie tyd dat ons 'n bietjie 'n draai gaan maak al by Getsemane." Jy weet, hulle maak die heerlikste varsste olyfolie. Dis nie soos daai ander plekke. Hulle Getsemane so olyfolie is goed, né? En dan gaan mense. Daar's natuurlik baie ander sulke olyfperse, maar dit was iets normaal geweest van die tyd. Die grootste waarde van die olyf is in 'n olyf wat baie druk beleef, wat verbrysel word. En hierdie is presies wat gebeur het by Getsemane. Ek wonder toe Jesus en sy disippels so geloop het op pad na Getsemane toe. Ek is seker daarvan, hierdie disippels het geen idee gehad van wat nou gaan gebeur daar nie. Ek dink nie die disippels het besef dat Jesus gaan soos 'n olyf in 'n olyfpers wees as hy in Getsemane instap nie. Dink julle dit besef nie? Kyk hoe beskryf Jesaja dit. Hy sê, maar hy is ter wille van ons oortredings deurboor. Ter wille van ons ongeregtigheid is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Jesus en sy disippels kom aan daar in Getsemane. En Jesus sê vir sy disippels dat sit hier terwyl ek dieper ingaan om te gaan bid. Hierdie was 'n patroon in Jesus se lewe gewees. Jesus het gereeld eenkant gekom om te gaan bid en by sy Vader te wees. En dan in Matteus 26 gaan sê dit daarso. Jesus het vir Petrus en die twee seuns van Zebedeus saamgeneem. En toe het hy bedroef en beangs geword. En vir hulle gesê, ek voel doodsbenoud. Bly hier en waak saam met my. Neem gou hierdie oomblik in. Jesus sê vir hierdie disippels van hom, ek is bedroef en beangs. Dit is soos 'n verskriklike beangsing wat Jesus kry. Het jy dit al gevoel? Dit voel asof jou hart so hart so vasgedruk word. Jou maag trek so op 'n knop. Dis 'n verskriklike iets. En Jesus vra vir hierdie ouens, sit net hier en bid saam met my. Jesus begin die pers voel. Hy begin die druk voel. In die Engelse vertaling dan sê dit, he took Peter and the two sons of Zebedee along with him, and he began, jy moet daai woorde onthou, he began to become sorrowful and troubled. He began. In hierdie oomblik het iets begin. Jesus in hierdie oomblik beleef 'n oorweldigende hartseer. 'n Angs so oorweldigend dat dit voel dit is besig om hom te verpletter. En Jesus se woorde skets dit, as hy dit sê, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Hoor julle die woorde? Maar dit is so bedroewig, hierdie angs is so erg, dit voel dit gaan my nou letterlik doodmaak.
Jesus in hierdie oomblik voel hoe druk van alle kante afkom. En dis wat begin gebeur het hier in Getsemane, die olyfpers. Jesus begin die druk beleef wat besig is om te gebeur. Nou die woord benoud of troubled, wat in hierdie gedeelte gebruik word, kan direk vertaal word as die woord horror, or to be horrified. Dis 'n verskriklike woord. Jesus sê, dit wat ek beleef is, it's something of horror. Dis verskriklik wat Jesus hier beleef. So toe Jesus na die dieper dele van die tuin inbeweeg, die olyfpers, so hy daar inloop, ervaar hy 'n verskriklike, bedrukte ervaring van horror. Dis 'n angs wat hom wurg. Dit voel dat hy gaan doodgaan in daai oomblik. En dan, Jesus het, julle het gehoor, Jesus het 'n paar keer ingegaan. 3 keer gaan hy dieper in die tuin in, dan kom hy weer uit. Dan gaan hy dieper in, dan kom hy weer uit. 3 keer. En hy bid elke keer as hy dieper ingaan, en dan kom hy terug. Maar in die een keer toe Jesus teruggekom het, elke keer wanneer hy terugkom, dan sê die skrif, hy's deurdrenk met sweet. Hy's deurdrenk. Dit is 'n fisiologiese iets wat besig is om te gebeur daar in die diepte. Hy ervaar dit nie net in sy denke nie, maar sy liggaam beleef dit. En Lukas sien dit, toe hy so uitstap. En Lukas sien iets raak, wat enige dokter baie bekommerd oor sal wees. En Lukas, wat 'n dokter was, sien raak wat met Jesus gebeur. Want dit sê daarso dat dis iets wat medies gewys moontlik is, maar baie moeilik, baie raar is. Want dit sê Jesus het gelyk asof hy bloed sweet. Lukas is natuurlik verskriklik bekommerd. As dokter het hy dit 10-10-1 dalk nog nooit beleef in sy lewe nie. En hy is bekommerd, want hoe sweet Jesus bloed? Nou vandag weet ons dat dit is 'n kondisie wat bestaan. Dit word staan bekend as hematidrose. Dit is 'n mediese kondisie wat gebeur as jy 'n verskriklike hoeveelheid angs beleef, dat jou bloeddruk so sal lig, dat die kapillêre are onder jou vel sal bars, en dit sal meng met die sweet, en dan lyk dit asof jy bloed sweet. Maar tot vandag toe nog is dit verskriklik raar. Dis nie iets wat algemeen gebeur nie. Min mense het dit al beleef, en ek seker min dokters het dit al beleef. Maar dit kan gebeur. Dit wys vir ons net hoe raar hierdie oomblik is in Getsemane, want Jesus beleef hematidrose. Dis baie raar. Maar wat is besig om hier te gebeur? Hoekom is dit hierdie intense stres wat Jesus in die tuin beleef? Want dis nie asof Jesus nuwe inligting gekry het toe hy in die tuin ingestap het nie. Nee, hy het nie. Net 'n paar ure van tevore het Jesus sy disippels vertel dat sy liggaam gebreek gaan word en dat hy gaan sterf. En hy het gesê, my bloed gaan vloei. Dit is wat Jesus gesê het by die instelling van die nagmaal. Hy sê ek gaan verbrysel word. Hy sê my liggaam gaan gebreek word, my bloed gaan vloei. So dis nie asof Jesus 'n nuwe inligting gekry het nie. Jesus het nie in die tuin ingeloop en skielik besef dat nou sit hier en dit is net te veel nie. Nie glad nie. Want Jesus het geweet hy gaan ly. Hy het geweet hoe hy gaan ly. En hy het ook geweet hoekom hy gaan ly. Wat is dit wat Jesus beleef het in hierdie oomblik van die tuin? Want dis uniek wat Jesus hier beleef. Dis baie uniek. Dink gou daaraan, ek het al so baie stories gehoor van sendelinge en mense wat in ander lande soos in China gemartel word vir hulle geloof. Wat verskriklike goed mee gedoen is. En dan lees ons, dan hoor ons die getuienisse van hoe hierdie sendelinge in die midde van die ergste marteling met 'n bonatuurlike vrede, met 'n glimlag op hulle gesig sterf. Dit is asof die Here oor hulle kom en hulle soveel vrede gee. Hulle het nie verplettering beleef van daai oomblik nie. Hulle het nie bloed gesweet nie. Hoekom is hierdie oomblik van Jesus in die tuin soveel anderste as al die ander gelowiges wat al op die aarde vandag gesterf het op verskriklike maniere? Hoekom is hierdie oomblik so intens vir Jesus? Hoekom het die volgelinge van Jesus makliker gesterf as Jesus self? Wat is dit wat hier besig is om te gebeur? Hoekom hierdie oorweldigende angs en pyn selfs voor die kruis gebeur het?
3 keer het ons nou gesê, gaan Jesus in, en dan gaan vra hy vir die Vader, dan bid hy die gebed. Here, as dit moontlik is, as dit enigstens moontlik is, laat hierdie beker my verbygaan. Maar nie my wil nie, maar U wil. En dan bid hy dit weer, Here, mag hierdie beker by my verbygaan. En die ding wat Jesus aanhoudend vra, is hierdie ding van 'n beker. Wat is hierdie beker? Want dit gaan vir ons iets, dit vertel ons iets van hierdie oomblik van angs. Jesus bid hierdie gebed, is dit regtig nodig dat ek hierdie beker moet drink? Nou die Bybel se kommentare, as jy oral gaan lees, is dit baie, baie duidelik, dat die beker is 'n teken van God se toorn, the wrath of God against sin. Dis die toorn van God. Die beker was uit en uit, nog reg deur die Ou Testament en oral, die metafoor van God se oordeel oor sonde. God se straf oor sonde as te ware. So in die antieke tyd was dit gebruiklik geweest om as mense tereggestel word, as hulle ter dood veroordeel is, dan sal die veroordeeldes in 'n baie lang ry gestaan het, en dan sal hulle beker hê, amper iets so tipe groot kaldering, so glas, met 'n verskriklike gif aan die binnekant. Hierdie gif is verskriklik, dit is as jy net 'n klein bietjie daarvan drink, dan dit emulsifiseer jou binnekant, dit skeer jou binneste in flarde, en jy gaan vinnig dood. So dan sal die mense in 'n lang ry gestaan het, en dan sal die persoon wat nou die uitspraak lewer, vir die eerste persoon die beker gee, en dan moet hy 'n sluk vat, en het aangee vir die persoon lang agter hom, en so sal hulle so een vir een 'n verskriklike sterfte beleef. Ek dink hoe erg dit moet wees as jy agter in die ry gestaan het, en jy sien hoe verskriklik die eerste mense doodgegaan het. Dit moet iets verskriklik gewees het. So dit was die teken gewees. So daarom, omdat dit 'n gebruikelike iets was van daardie tyd, as iemand tereggestel is, die beker, was dit uit en uit oor en oor in die volksmond die manier gewees hoe mense gepraat het oor God se oordeel. Dit is soos 'n beker wat jy moet drink om jou dood te maak. Was gereeld in gebruik. Kyk hoe praat Esegiel daarvan. Hy sê, so sê die Here my God, jy sal die beker drink wat jou suster moes drink, 'n diep wye beker. Jy sal bespot en uitgelag word, want daar is baie in die beker. Jy sal jou vol drink en dronk word van swaar kry. Die beker wat jou suster Samaria moes drink, is 'n beker vol angs en skrik. Sien julle wat gebeur met die beker? Sien julle wat met Jesus gebeur het? Jy sal hom leeg drink, jy sal alles opdrink, en jy sal aan sy skerwe knaag. Dis verskriklik. Nou hierdie is die verskil. Net hier sien ons die verskil tussen wat met Jesus in die tuin gebeur het en al die ander gelowiges wat al op aarde gesterf het. Hier is die verskil. Want die ander mense het nie die beker in die gesig gestaar nie. Die ander mense het nie moes die beker drink nie. Jesus het die beker in die oë gestaar. Maar dit beantwoord nog nie ons vraag vanoggend nie. Ons het net nou gevra, what began? Something began. Iets het begin hier in die tuin van Getsemane. Want wat het begin? Want weer eens, Jesus het geweet hy gaan die beker gaan kom. Jesus het, dis die rede hoekom Jesus gesterf het. Jesus het gesterf sodat ek en jy nie hoef God se wraak en God se toorn hoef te beleef nie. Dis hoekom Jesus het geweet. Wat was besig om te gebeur? Wat het begin? Soos wat dit sê in vers 37. Want Jesus het geweet hy gaan ly onder die beker. Soos wat Jesus begin dieper in die tuin instap. Hy los sy disippels en sê, waak en bid saam met my. En dan stap Jesus dieper in die tuin om by sy Vader te wees. Die plek waartoe Jesus gereeld gegaan het om te gaan versterking kry by sy Vader. Om vrede te gaan, iets gaan vrede te gaan beleef by sy Vader. En toe Jesus so begin inloop, toe begin Jesus die beker beleef. God wat sy rug begin draai. In hierdie deel sien ons iets van wat God se oordeel van sonde is.
God se oordeel in sonde is amper soos 'n stuk poëtiese geregtigheid. It's poetic justice eintlik, want die sondige hart wil net wegkom van God af. Dit is wat Adam gedoen het in die tuin, hy het weggekruip van God af. Hoe wonderlik sou dit nie gewees het om te dink aan die eerste tuin en loop jy in God se teenwoordigheid, en sê dit daar, jy het in die aandwind saam met God gestap nie. Hoe wonderlik moet dit wees? Maar toe hy daai besluit neem om van daai vrug te eet, toe gaan kruip hy weg van God af. Want dis wat die sondige hart wil doen. Ek wil wegkom van God af. Ek wil nie hom volg eintlik nie. Dis hoekom ons default option in enige mens se lewe, as ons net let go, dan wil ons wegkom van God af. Dit is wat die sondige hart doen. Maar dis wat God se toorn juis is. Wanneer jy wil jou eie meester wees, wanneer jy die koning van jou eie lewe wil wees, as jy jou eie besluite wil gee, as jy wil in beheer wees van jou lewe, dan die toorn van God is om vir jou te gee dit wat jy wil hê. As jy wil wegwees van God, dan sal jy wegwees van God. En dis wat Jesus begin beleef het. Hy het iets beleef van die toorn van God. Die manier hoe God sonde straf, is om vir die sondige hart te gee, wat die sondige hart wil hê. 2 Tessalonisense 1 vers 8 sê, dan sal hy die mens straf, wat nie vir God ken nie, en die wat die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam het, die ewige verdoemenis sal hulle straf wees. En hier is die straf, altyd geban uit die teenwoordigheid van die Here en van sy wonderbaarlike mag. Dis die straf. Om presies die hart te gee, wat die hart die hele tyd wil hê, sny die hart af van die teenwoordigheid van God. En dit is hel. Dit is hel. Dis die beker. Dis die beker. Dis die rede hoekom dit so 'n verskriklike straf is, want ek en jy is gemaak vir die teenwoordigheid van God. Ek en jy het so nodig, soos 'n blom wat die son nodig het, anders te verlep dit. Ons het sy liefde nodig, ons het sy heerlikheid nodig, ons het hom nodig, ek het nodig om hom te dien, want dit is hoekom ek gemaak is. So wat hier gebeur, soos wat Jesus dieper in die tuin inbeweeg, begin hy te bid, soos wat hy altyd doen. Hy het geleef in die teenwoordigheid van sy Vader. Hy het sy krag, sy liefde, sy genade gekry, vanuit die teenwoordigheid met sy Vader. Hy eenkant lewe. En in die oomblik toe hy weer na sy Vader toe draai, toe tref dit hom. Want toe hy draai, toe staan niks. Net die beker. Dis al wat daar was. Thomas Merton het die volgende geskryf. Hy het gesê, the dreadful sorrow and anxiety then out of which the prayer of the passing of the cup springs is not an expression of fear before a dark destiny, nor a shrinking from the prospect of physical suffering and death. It is rather the horror of the one who lives wholly for the Father. Jesus came to be with the Father for an interlude before his betrayal, but found hell rather than heaven open before him, and he staggered. Jesus draai na die Vader toe en daar was niks, net donkerte. Hy draai met 'n verwagting en al wat hy sien is hel. Jonathan Edwards het geskryf, hy het gesê, the agony that Jesus experienced in the garden was caused by a vivid, bright, full, immediate view of the wrath of God. God the Father, as it were, set the cup down before him that was vastly more terrible than Nebuchadnezzar's furnace. He now had a near view of the furnace into which he was about to be cast. He stood and viewed the raging flames and the glow of the heat, that he might know where he was going and what he was going to suffer. In hierdie oomblik toe Jesus dieper in die tuin inbeweeg, begin Jesus beleef wat die profete in die Ou Testament geskryf het. Hy het na die Vader toe gedraai en daar was niks. Dis wat begin het in die tuin. That is the thing that began in that moment. Hy het begin ervaar wat gaan voorlê.
Nou dink net hier aan, as dit is hoe Jesus beleef het, hierdie oomblik, dat hy selfs bloed gesweet het, in die oomblik toe dit begin het, dink net hoe intens moes daai oomblik gewees het, toe Jesus op die kruis hang en hy sê, Eli, Eli, lama sabachthani, my God, waarom het U my verlaat, toe Jesus die volheid van die beker in daai oomblik beleef het. Daarom is hierdie oomblik so belangrik vir ons. Daarom is dit vir ons so belangrik om voordat ons hier by Pasen kom, oomblik stil te staan by hierdie heilige oomblik. Want Jesus begin die beker proe. Hy begin die verlorenheid, die alleenheid ervaar wat vir my en jou beskore is as ons die lewe kies wat nie vir God volg nie. En selfs Jesus se disippels wat hier buite lê en slaap, is soos 'n eksemplaar van Jesus se alleenheid. Dink aan, Jesus gaan diep in die tuin in, om te wees by die Vader, om iets te beleef van gemoedelikheid, en ons niks. In daai diep angs kom hy terug na sy disippels toe, om dalk by hulle 'n klein bietjie gemoedelikheid te beleef, en hulle slaap. Jesus gaan terug, dalk gaan die Vader nou na my kyk, maar dit is nie. En hy kom weer uit, en hy kom by sy disippels, hulle slaap nog steeds. Jesus beleef hierdie oomblik van totale alleenheid. Totale alleenheid. Maar wat hierdie oomblik so besonders maak, dit wys vir my hoe lief Jesus my het. Hoe lief hy vir jou het. En hoe werklik duur die prys is wat hy betaal het. Kyk wat sê Jonathan Edwards verder. Hy het gesê, Christ was going to be cast into a dreadful furnace of God's wrath. And it was not proper that he should plunge himself into it blindfolded, not knowing how dreadful the furnace was. Therefore God brought him and set him at the mouth of the furnace, that he might look in and stand and view the raging fierceness, and might see where he was going, and voluntarily go into it, bearing it for sinners, knowing what it was. Wat hy hier sê is so waar. Indien Jesus nie vooraf die gewig van die oomblik besef het nie, dan sou dit nie eintlik heeltemal sy 100% sy besluit gewees het om te sê, ja, ek sal dit doen vir hulle nie. Maar Jesus het die beker gesien. Hy het dit ervaar in die tuin, en hy het steeds besluit om dit te drink. Wat 'n oomblik is dit nie? Ewe skielik is daai woorde, Jesus het gesterf vir jou sondes, kry nou baie meer gewig. Is moeiliker amper om dit te aanvaar, is dit nie waar nie? Dit moet nou ons ruk in ons wese, as ons weet dat dit is waarvan ek en jy gered is. 'n Angs so groot, 'n alleenheid so intens, dat jy sal bloed sweet as jy dit moet beleef. Jesus het gesterf vir jou sondes. Hy het die beker gedrink vir jou. Wat 'n oomblik was dit nie? En hy doen dit hoe? Hy doen dit met 'n gebed. Hy begin die versoeningswerk. Hierdie groot versoeningswerk wat deur die hele Bybel kulmineer na hierdie oomblik toe, begin hy met 'n gebed. Vader, as U tog maar hierdie beker van my al wil wegneem, laat nogtans nie my wil nie, maar laat U wil geskied. So intens is Jesus se liefde vir ons. Is soveel dieper, soveel groter as wat jy ooit kan dink of beleef. Jesus het gesien hoe erg die beker is. Hy sien, hy ervaar hoe lyk 'n lewe wat kry wat hy werklik wil hê. Jesus sien en beleef hoe dit sal wees as 'n mens net sy eie wil aanhoudend volg, weg van God se wil af. En Jesus kon nie anderste as om die beker te drink, sodat ek en jy nie hoef nie. Ek wil afsluit met hierdie laaste idee. Hoe kon Jesus hierdie keuse maak? Hoe was dit moontlik? Hoe kon hy nadat hy die beker gesien het en nadat hy die beker geproe het, steeds sê, laat U wil geskied? Hoe is dit moontlik? Die antwoord lê in die manier hoe Jesus geleef het. Jesus het 'n lewe geleef en 'n gebedslewe gehad van daaglikse oorgawe, wat hom in staat gestel het
om te kan oorgee, want hy ken sy Vader. Hy weet wie sy Vader was. Daar was 'n vertroue. Hy weet hoe lyk 'n lewe sonder die Vader. En hy weet hoe lyk 'n lewe met die Vader. So Jesus se hele lewe was 'n lewe van oorgawe. Getsemane was nie die eerste keer wat Jesus sy wil oorgegee het aan die Vader nie. Dis wat Jesus se hele lewe gedoen het. Jesus se hele lewe, van die versoekings in die woestyn tot sy daaglikse gebedlewe, was 'n voortdurende ja sê vir die Vader se wil. En daardie leeftyd van voortdurende ja sê vir die Vader, het asof dit soos 'n geestelike spier gebou het, wat in die oomblik toe dit onmoontlik voel om ja te sê, dat hy kon ja sê vir die Vader. Want hy ken sy Vader. Daardie leeftyd van oorgawe het hierdie oomblik moontlik gemaak. John Stott het gesê, I could never believe in God if it were not for the cross. In a real world of pain, who could worship a God that is immune to it? Jesus verstaan. God verstaan. Hy weet, ek en jy kan dit nie op ons eie doen nie. Hy weet dit. En daarom het hy die beker gedrink vir ons. Hy weet, ek en jy kan nie die keuse uit onsself uitmaak nie. Hy weet dit. En daarom gee hy vir ons hierdie ewige uitnodiging. Kom ek help jou met die pad te loop. Kom ek help jou met die pad te loop. Hierdie oomblik in Getsemane wys ons die gewig van dit waarvan ons gered is. Dit is soveel groter as wat jy ooit kan dink. Jesus se gebed leer my iets van my eie wil. My wil verwoes. My wil lei na die beker toe. Maar sy wil red. Sy wil maak vry. Al lyk dinge onmoontlik. En al wat ek kan doen met dit is voor hom neerval en hom aanbid en vir hom te vra, Here, help my om 'n Getsemane mens te wees. Help my om 'n Getsemane mens te wees. En dan ewe skielik in dit alles, dan kry Matteus 6 vers 33 ook nuwe betekenis, wat sê, maar soek allereers die koninkryk van God en al sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal bygevoeg word. Wat is al hierdie dinge? Wat is al hierdie dinge waarvan hier geskryf staan? Wel, net voor hierdie gedeelte, dan vertel Jesus ons wat is al hierdie dinge. Hy vertel van skatte, hy vertel van ons denke, hy vertel ons van, ons kan nie twee meesters dien nie, hy vertel ons moenie kwel oor vandag nie. Jesus sê, in al hierdie dinge, soek eers die koninkryk van God, en sy geregtigheid, en al hierdie ander dinge wat ons onsself oorkwel in hierdie lewe, sal bygevoeg word. Dis as te ware, Here, nie my wil nie, maar u wil geskied. Dis 'n Getsemane lewe. So wat is al vanoggend wat jy moet neerlê voor die Here vanoggend? Wat is dit wat jy moet sê, Here, nie my wil nie? Wat is dit wat jy moet neerlê? Dalk bid jy vanoggend, en jy bid, hier is my besluite, my kruispaai, my wil. Here, hier is dit. Ek wil dit voor u neerlê vanoggend. Lewe kom uit die gebed van Getsemane, waar Jesus jou nooi om daagliks nooi om te sê, Here, ek kan nie hierdie doen nie, help my, sodat ek u wil kan volg. Kom ons sluit ons so. Here, vandag is dit my gebed, vir myself, maar ek glo ook vir ons hier in hierdie gehoor vanoggend se gebed, om te sê, Here, nie my wil nie, maar u wil. Jesus, nou wat as ek hierdie woorde sê, dan besef ek die gewig daarvan. Jesus, dankie dat u gesterf het vir my sondes. Dankie dat u die beker geneem het, sodat ek nie die verwydering kan beleef nie, sodat ek nog steeds naby u kan wees. Dankie, Here, vir die genade wat u vir ons gee.
Here, U hoor vanoggend elke gebed van elke hart vanoggend wat hier sit, wat sê, Here, hier is wat ek voor U voete kom neerlê. Here, hier is my keuses, hier is my besluite, hier is my kruispaai. Here, U hoor elke hart wat nou bely en voor U neersit. En Here, lei ons. Maar al wat ons hier kan vra is, Here, help my, help ons om Getsemane lewens te leef. Want hoe anders kan ons dit doen as U ons nie help nie. Here, dankie vir die genade. In Jesus se naam alleen. Amen.